Ons is regtig sterk besig om deur hierdie jaar te reis. En in hierdie stadium binne in die kerklike jaar is ons besig om te reis in die 40 dae op pad na Paase toe. Nou weet ons dat dit nou begin het eintlik by Aswoensdag en dan dit uiteindelik duur tot by Stil Saterdag en met die opstanding Sondag wat nou net daarna volg. Nou weet ons dat dit meer as 40 dae is, maar die Sondag word dan nou nie ingereken binne in hierdie proses nie. Maar wat verskriklik belangrik in hierdie tyd van die jare is dat ons regtig nadink oor wie Jesus was en oor wat Jesus alles vir ons kon doen het en wat die voorbeeld was wat Jesus vir ons elke ene kom gee het. Ek dink baie keer vra ons die vraag, what would Jesus do? Maar die vraag is miskien baie meer altyd, what did Jesus do? En baie keer maak 'n mens iets van hierdie opmerkings om te sê, ek wil so graag soos Jesus wees. Nou, miskien besef ons nie regtig wat ons eintlik besig is om te vra nie, maar watter groter rolmodel kan daar uiteindelik wees? En by hierdie geleentheid praat ek 'n bietjie met jou oor die gawe van diens, wat uiteindelik ook 'n opdrag is, wat 'n ingesteldheid is, waarmee 'n mens lewe. Ek verwys jou graag weer na 'n boek wat geskryf is deur Rian Pootvliet, wat sê, he was one of us. En dan is daar 'n kruistoneel, maar die kruistoneel werk 'n bietjie anders. Die kruistoneel werk nie soos wat 'n mens dit gewoonlik sien, na Jesus toe, dat 'n mens na Jesus kyk nie, maar eintlik van die kruis af, na oor dit wat Jesus byvoorbeeld sou gesien het. Met ander woorde, daai ervaring wat mense gehad het ten opsigte van die lyding van Jesus. Verwarring, skok, hande desperaat in die lug, staar op een of ander manier asof dit dalk iets alledaag is. Maar wat doen dit? Jesus Christus in die lyding van hom, die lyding wat hy deurstaan het, dwing 'n bepaalde keuse by elke ene van ons af. Nou, een van die wonderlikste dinge, mos as 'n mens aan Jesus dink. En dit is waarmee ek eintlik hierdie diens dan wil begin, saam met jou. En dit is die gedeelte in Hebreërs, hoofstuk 4, van vers 14 af. Terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemele gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genadetroon, dat ons barmhartigheid en genade kan ontvang en so op die regte tyd gered kan word. Nou, as jy in die Here Jesus glo, as jy hom behoort, genade vir jou en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en ook van die Heilige Gees. Die afgelope tyd, binne in die gemeente, het ons die voorreg gehad om sommer een van die makliker ontdek jou gawes te doen, algemeen is, wat ook in die finale jaar kategese handboek verskyn. En baie van julle was nou deel gewees van daardie geleentheid en het die sleutelkaart vir die ontdek jou gawe vraelys ingevul. Nou as 'n mens nou daarna kyk, dan is daar mos nou 'n hele klomp gawes wat daar opgenoem word. Naamlik die gawe van organisasie, skepende vermoë, onderskeiding, bemoediging, evangelisering, geloof, uitdeling, gasvryheid, voorbidding, leierskap, barmhartigheid, diens en onderrig. Nou weet ons dat een van die grootste probleme wat daar sou kon gewees het binne in die gemeente in Korinthe, en dit is waarteen Paulus hulle eintlik sou waarsku, is dat die een dalk sou kon dink dat sy gawes wat hy vir die Here van die Here gekry het dalk belangriker is en meer skouspelagtig is as iemand anders en die ander persoon sou kon dink dat sy gawes dalk nou nie so skouspelagtig sou kon wees nie. Met ander woorde, as 'n mens daar nou iemand is wat leier is in die gemeenskap, dan sou jy dalk nou 'n belangrike persoon gewees het, as jy
iemand gewees het wat evangelisering gedoen het, of 'n organisasie, dan sou jy dalk belangriker kon gevoel het. Nou, as jou gawes uitdeling sou gewees het, of dalk gasvryheid of so iets, dan sou jy dalk nou nie so belangrik gevoel het nie. Nou die vorige diens het ek toe eintlik gepraat oor een van hierdie gawes, wat so verskriklik belangrik is hier tussenin, waar mense nie altyd aan dink nie, en dis die gawe van gasvryheid. Die belangrikheid van gasvryheid. Met ander woorde, gasvryheid wat daarmee te doen het met ons eie identiteit in Christus, te doen het met die liefde vir die vreemdeling. En die tema van die geleentheid is eintlik die rooi mat spesiaal vir jou. So ek gooi die rooi mat vir jou uit. Ek maak ruimte vir jou binne jou omstandighede, wie jy uiteindelik ook al mag wees, maak ek vir jou ruimte uiteindelik ook binne in die wêreld. Nou, is daar die ander gawe wat 'n mens baie keer sou dink, "Sjoe, maar dit is daarom nou nie so skouspelagtig nie." En tog is dit die gawe waarsonder niemand kan klaarkom. Ons weet 1 Korintiërs 13 praat van die belangrikste gawe is die gawe van die liefde, waarsonder jy uiteindelik niks kan doen nie. Maar een van die wyses waarop die liefde volledig uitgelewe word, het te doen met daardie gawe, daai vermoë wat 'n mens sou kon hê om diens te lewer. Dan word daai gawe wat jy het, wat jy dalk dink, dis nou nie so belangrik nie. Interessant dat mense ook praat rondom spiritualiteit, mense se ervarings van God. Nogal is dat party mense God beleef in daardie manier wanneer hulle besig is om diens aan die Here te lewer. Nou, hoe belangrik is nou as 'n mens nou diens aan die Here lewer, en diens vir die Here gee in jou lewe, dan beteken dit prakties dat jy uiteindelik diens lewer binne in die gemeente, in die omgewing, ook in terme van ander mense. En Jesus het vir ons kom wys wat die ideale beeld is, wat ware diensknegt gestalte uiteindelik was. En dadelik kan jy mos ook dink aan Filippense 2 wat sê, hy wat in die gestalte van God was, het sy posisie wat hy gehad het op God gelyke wyse nie beskou as iets waarin hy moes vasklem nie, maar hy was bereid om die gestalte van 'n slaaf aan te neem, 'n doelos, en aan mense gelyk te word. Ek en jy hou mos daarvan wanneer ons bederf word. Ek wonder of jy al gedroom het dat jy dalk 'n slaaf het, dat jy 'n diensknegt het, iemand vir wie jy eintlik net half jou hande kan klap, en daai persoon kom en is dadelik gereed om te sê, tot u diens, mevrou of mevrou of meneer, tot u diens. Dis 'n bietjie moeiliker wanneer jy daarby kom, wanneer jy die persoon moet wees wat sê, soos met die gasvryheid, die rooi mat spesiaal vir jou, vir alle mense moet kan sê, tot u diens. Ek is beskikbaar om diens aan jou te kom lewer. En baie keer sou ons dan dink, dit is daarom baie nederig. Was interessant, sommer as 'n mens lees, ook in Markus 10, dat Jesus ook weer 'n kind gebruik, rondom hoe belangrik die kinders is. Met ander woorde, die punt daarvan, dat 'n mens klein moet word binne in jouself. Nou kan ek nou nie alles lees wat ek hier voor my het nie, maar wat ek graag sou wil gelees het, saam met jou, is 'n gedeelte in Markus 10. Nou wil ek graag net die gedeelte lees van vers 35 af, en dit was die versoek gewees wat Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, vir Jesus gehad het. In Matteus word dit gepraat van hulle ma, wat eintlik 'n versoek aan Jesus gerig het. En nou weet ons in die konteks van hierdie gedeelte is Jesus op pad Jerusalem toe, om te gaan ly. En hier is Jesus besig om vir hulle te sê dat hy gaan ly. En dit het hulle verontrus
op 'n manier hulle hele wêreld eintlik omgekrap, maar te midde van dit die verkeerde verstaan, as 'n mens net dink ook toe Jesus opgestaan het, wat is van die eerste goed wat hulle vir Jesus gevra het, agterna daai 40 dae wat hy rondgegaan het. Here, is dit nou die tyd dat u weer die koninkryk vir Israel gaan oprig? En hier kom Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, na Jesus toe in vers 35 en sê vir hom, Here, ons wil graag hê, u moet vir ons iets doen, wat ons hier gaan vra. Wat wil julle hê moet ek vir julle doen? Het hy hulle gevra. Hy het hom geantwoord, wanneer jy as koning heers, laat ons dan langs u sit, die een aan die regterkant en die ander aan die linkerhand. Julle weet nie wat julle vra nie, sê Jesus vir hulle. Kan julle die lydensbeker drink wat ek drink, of met die doop gedoop word waarmee ek gedoop word? Ons kan, sê hulle vir hom. Daarop sê Jesus vir hulle, die beker wat ek drink, sal julle drink, ja, en met die doop waarmee ek gedoop word, sal julle gedoop word. Maar om aan my regterkant of my linkerhand te sit, daaroor besluit ek nie. Dit is vir wie God dit gereed gemaak het. En dan hierdie reaksie wat van die ander afkom. Dis mos nou dadelik, onthou nou, Jakobus en Johannes was nou deel van die binnekring vir Jesus, so saam met Petrus. En oor Johannes word ons gepraat, sê hy oor homself dat hy die disipel was vir wie Jesus lief gewees het. Van Jakobus weet ons onder andere dat hy redelik gou ook doodgemaak is. Maar toe die ander 10 dit hoor, was hulle verontwaardig oor Jakobus en Johannes. Jesus roep hulle toe nader en sê vir hulle, julle weet dat dit by die nasies, kom ons sê gewoon, by die mense so is, dat hulle sogenaamde regeerders oor hulle baas speel, en dat hulle groot manne die mag oor hulle misbruik. Maar by julle moet dit nie so wees nie. Elkeen wat in julle kring groot wil wees, moet julle dienaar wees. Moet julle diakonos wees, eintlik soos 'n diaken, met ander woorde, jy moet diensbaar aan ander mense wees. So jy moet uiteindelik kleiner wees, jy moet bereid wees om diens te lewer aan ander mense. So jy moet 'n alternatiewe lewenstyl hê, anders as die situasie van wat die ander nasies sou gehad het. En elke ene van julle wat eerste wil wees, moet julle almal se dienaar wees. En hier word die woord slaaf, doulos, word hierso gebruik. In die volgende gedeelte ook. Die seun van die mens het nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. En daarmee kom wys dit, die voorbeeld van Jesus, dat Jesus die dienskneg by uitnemendheid was. En as 'n mens so sommer terugkyk na dit wat staan in Jesaja 53, iets van die Eved Jahwe, die dienskneg, van die dienaar van die Here, wat die lydende kneg is waarvan daar gepraat word, wat ons baie keer toepas ook oor hoe Jesus dit uiteindelik by uitnemendheid sou gewees het. Dan verstaan ons hoe belangrik dit vir Jesus was om waarlik waar uiteindelik 'n dienaar te wees vir terwille van ander, en dat hy die voorbeeld geword het van wat diens aan mense is, en hoe belangrik dit is. In die wêreld kan nie, in die Christendom kan nie bestaan, dit kan nie suksesvol wees, wanneer ons nie iets van hierdie diensknegsgestalte sou hê nie, iets van hierdie opoffering sou hê nie, waar ons eie belangrikheid op die agtergrond sou gaan, en ons kleiner sou wees, en afhanklik sou wees, en bruikbaar sou wees, binne in die hande van die Here. Sommer in hierdie gedeelte, as 'n mens net so vir 'n oomblik verder sou lees, dan lees 'n mens sommer hier op hierdie pad ook, van Jesus wat die blinde Bartimeus genees het, en sy oë weer laat sien het. En daai gedeelte gaan eintlik oor geloof. As Bartimeus daar langs die pad sit, as Jesus op pad is Jerusalem toe, en sommige dink dat hulle hom koning kan maak daar. En die disippels is half bang binne in hierdie proses, maar ander ding, dat hulle hom koning kan maak, en dan sit Bartimeus langs die pad, en dan kyk hy eintlik met geloofsoë na Jesus, en dan roep hy, daar staan in vers 48, in Markus 10, baie mense het met hom geraas en gesê, met stil bly, maar hy het al hoe harder uitgeroep,
Seun van Dawid, ontferm U tog oor my. Jesus het gaan staan en gesê, roep hom nader. Hulle roep toe die blinde man en sê vir hom, hou moed, staan op, hy roep jou. Hy het sy boekleed net daar gelos en na Jesus toe gegaan. En Jesus vra van, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? Is dit nie diensbaarheid van die seun van die mens nie? Is dit nie diensbaarheid nie? Is dit nie die gesindheid wat Jesus uiteindelik kom wys nie? Om tussen mense, tussen al die baie mense, die bedelaar, die blinde, die hopelose, te kan raak sien, te kan raak hoor, 'n diens aan hom te kom gee nie. Hierdie Jesus wat op pad was om gehoorsaam te wees aan die dood, gehoorsaam te wees tot in die dood aan die kruis. Hoe belangrik is dit dan nie vir ons om werklik waar diensbaar te wees nie? So diens, wil 'n mens sê, kan jy sê, ek hou daarvan om diens te lewer. Ek hou daarvan om vir ander mense tot diens te wees. Ek hou daarvan om mense te kan help, om iets vir ander te kan doen wat spesiaal is. Ek hou daarvan om iets van myself, van my persoon weg te gee terwille van ander. Dis een van die sterkpunte binne in my lewe. En ander kan sê, maar dit is eintlik dan vir iemand anders. So dis 'n gawe, maar aan die ander kant is dit 'n opdrag, want dit is wat Jesus vir sy disippels kom sê. As jy gedien wil word, dan moet jy dien. Want kom volg my voorbeeld. Kom volg my voorbeeld in my bereidheid om my lewe te kom gee terwille van mense. En dit word 'n tipe van 'n ingesteldheid waarmee ons moet lewe. Dit word 'n soort van 'n opdrag wat 'n mens moet hê. Dit word gegee vir die kerk as 'n tipe van 'n gesindheid, want die ander disippels word dadelik omgekrap wanneer Jakobus en Johannes daardie versoek tot Jesus rig. En Jesus kom wys vir hulle tereg en hy kom wys hulle almal oor hoe dit behoort te wees. Dit gaan daarom ook oor 'n opdrag om diensbaar te wees, om te doen, want 'n diensknegt is nooit belangriker as die ene wat hom gestuur het nie. En ons is op die ou ende gestuurders, mense wat na die wêreld toe gestuur het, mense wat moet hoop gee, mense wat die regte gesindheid, wat Jesus gesindheid sigbaar moet maak. Dit beteken, dit het ook te doen met 'n ingesteldheid waarmee ek lewe. 'n Ingesteldheid, want as ek sê, wat het Jesus gedoen? Dan is die ingesteldheid waarmee ek lewe met daardie voorbeeld. Ek dink sommer onwillekeurig in Johannes 13, ook aan dit wat Jesus kom doen het, as hy die disippels se voete gewas het. Wat 'n groter voorbeeld kry jy eintlik as dit? Dat hy gaan in die vuil voete van sy disippels was. Stof van daardie tyd se paaie al was. Gereed, soos wat hy, om daardeur te wys ook hoe hy alles sou gee, en om hulle volkome skoon te maak. Nie alleen uiteindelik hulle voete nie, maar volkome. En dat daai net 'n teken sou wees van dit wat hy kom doen. Jesus, die diensknegt, by uitnemendheid. Ja, gawes het ons gekry. Dis wonderlik. Maar gawes word uiteindelik iets wat ons moet gebruik. Dit word 'n opdrag en so het dit ook met diens te doen. So as jy voel dat jy die gawe van diens het, het jy verskriklike belangrike gawe as dit vir jou belangrik is. Maar aan die ander kant om diens te lewer, maar aan die ander kant is dit ook waar. As jy voel, dis vir jou 'n bietjie moeiliker, dan word dit ook vir jou 'n opdrag, want jy het 'n leier, jou identiteit lê in Jesus Christus. En die kerk is 'n dienende liggaam binne in hierdie wêreld. Die kerk bestaan ter wille van die wêreld. En daarom behoort ons diensknegte ook by uitnemendheid te kan wees. Mag die Here regtig vir ons lei. Want ek dink nou sommer weer aan Poortvliet se prentjie wat hy het. As Jesus van die kruis af na die wêreld toe sou kyk, vir na ons toe ook sou kyk, wat sou hy sê ook oor die gesindheid waarmee ons lewe, ook in terme
van ons diensknegt wees, 'n diakonos wees, of 'n doulos, 'n slaaf wees, terwille van iemand, wat nie meer aan myself behoort nie, maar aan iemand anders behoort, wat my opdraggewer is. Mag die Here vir ons ook daarin lei. Here, baie dankie dat U ons geroep het, dat U ons roep tot Christendom, tot geloof, maar dat U ons roep ook tot diens in die wêreld. En ons wil diensbaar wees. Ons sukkel partykeer daarmee. Help ons hier in die lydenstyd om vir U met die oë te sien. Here, waarmee U uiteindelik ook na ons kyk. Here, seën vir ons in ons elke dag se lewe. Mag ons werklik waar mense wees wat opofferend is, wat ons self weggee, omdat U Uself weggegee terwille van ons. Here, wil U verheerlik word in ons lewens, in ons wêreld, in ons gesinne, in ons werk, by ons skole, al die plekke waar ons kom. Mag ons lewe en doen tot U eer. Amen. Ek bid dat die genade van ons Here Jesus Christus, aan die liefde van God, aan die gemeenskap van die Heilige Gees, ook met jou mag wees, elke dag en jou mag inspireer tot diensknegt wees by uitnemendheid. Amen. Jy moet baie mooi bly.